Vader in die hemel, ons het U lief met alles. Alles wat ons is, alles wat ons het, behoort in elk geval aan U. Daar is niks wat ons vermag het binne onsself. Daar is niks wat ons verkry het sonder U hulp. En daarom begin hierdie rou, eerlike gebed vanoggend tog met 'n skuldbelydenis, waar ons van nature geneig is om so baie van onsself te dink en so baie van ons koninkrykies afsonderlik op hierdie aarde te dink. Vergewe ons. Vergewe ons en herinner ons aan die woorde van die Messias toe hy in hartseer gehoor het toe sy disippels onder mekaar in 'n kavel oor wie die belangrikste is in die koninkryk van die hemele, dat U 'n kindjie nader trek. Dat U ons vanoggend leer. Voorwaar, amen, amen. Ek sê vir jou, as jy nie soos hierdie kindjie word nie, sal jy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Vader, en dit roep ons op tot nederigheid. Roep ons op tot 'n gemeente wat nederig is. Nederigheid bring liefde vir ons naaste. Want ewe skielik, saam met nederigheid, begin die gesindheid van Jesus Christus binne in my lewe. Elkeen moet nie net aan hulle eie belange dink, maar ook aan mekaar se belange. En daarom sien ons gemeentes in U woord, Vader, wat besittings verkoop, sodat die armes gehelp kan word. Dit is ons redelike godsdiens. Dit is wat U van ons vra. En Vader, wil U deur die werk van hierdie gemeente hoe langer hoe meer U koninkryk laat kom. En wanneer ons bid, laat U koninkryk tog kom, want ons is moeg, ons is moedeloos, ons sug wanneer ons na hierdie wêreld kyk. Ons raak afgemat as ons hoor die dwaasheid wat howe en politieke leiers en presidente en konings kwytraak. En ons vra, Maranatha, kom tog Here Jesus, kom gou. En as ons dit vra, dan vra nie net ons dit nie, Abba. Dan vra die skepping dit. Want die skepping is gebind aan die sondeval wat ons veroorsaak het as mens. Die skepping is gebreek as gevolg van ons toedoen. Maar ook sug die Heilige Gees saam met ons. Leer Paulus ons in die brief van Romeine. Dit is nie 'n hopelose sigting nie, dit is 'n sigting van verlang. Dat ons bruidegom weldra op die wolke sal sien. Watter blye dag sal dit nie vir ons wees nie, Vader, as ons opkyk en ons sien hom, en ons weet dat hy ons nie vergeet het nie. Ons bid vir soveel wat vir hulp en vir krag na U opkyk. U woord sê, doen goed aan almal, maar veral aan die huisgenote van die geloof. Met ander woorde, gee dat ons 'n oop hart sal hê vir die wêreld, maar eerstens 'n oop hart sal hê vir mekaar, die huisgenote van die geloof, sodat hierdie gemeente ook daardeur opgebou kan word. Ons bid vir almal wie se name vanoggend genoem is voor die erediens. Almal wat in sorge en in moeite verkeer. Almal vir wie die sorge van hierdie lewe te veel geword het. Almal vir wie in moedeloosheid verdrink. Gee krag na kruis. Want ons weet
deur die kruis van Jesus Christus is daar vir ons krag. Dit leer hy ons, want deur ons swakheid is ons sterk. En kry ons die krag van Jesus Christus ons verlosser. Vader, aanvaar tog hierdie menslik gebed wat vol foute is, wat hierdie gemeente vanoggend tot U gebid het. Hoor tog die innigheid van ons harte, as ons hierdie gebed tot U bid. En verhoor ons, in die naam van Jesus, die koning van alle konings, die Messias. Amen. Geliefde kind van God, ons staan nog steeds aan die voet van die kruis. En aan die voet van die kruis gebeur daar wonderlike dinge. Wonderlike dinge. En dit sien ons weer. Laasweek het ons gesien hoe 'n geharde, koue, emosielose doodmaakmasjien, 'n Romeinse centurion, 'n hoofman oor 100, daar staan en sê, hierdie is die seun van die lewe. En hy het dit gedoen tot verheerliking van God. Hy het tot bekering gekom. Met ander woorde, die krag van die kruis breek emosielose, koue harte. So dit van toepassing gemaak op ons eie lewens. Vanoggend lees ons van nog so 'n persoon. Ons gaan saam lees uit God se woord, eers die aanloop uit Lukas uit. Uit die evangelie soos Lukas dit anders beskryf. Die tweede vers is ook daar op die bord. En dan blaai ons aan. Lukas 8 vers 2. Ek gaan vers 1 ook lees. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis, dit is Jesus, en gepreek, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en die 12 was saam met hom, ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes. Maria, wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het. Dan blaai ons na die voet van die kruis in Johannes 19, vers 25. Daar aan die voet van die kruis lees ons die volgende. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En geliefde kind van God, die vraag kom eintlik direk na jou toe vanoggend. Sê maar jy het gelewe in die tyd toe Jesus Christus gekruisig is. Hoe naby sou jy daai dag aan die kruis gestaan het? Dis 'n baie aktuele vraag, want dit hang net van een saak af. Een saak en een saak alleen. Ons sien dit laasweek en ons sien dit hierdie week ook. Dit hang af hoe ernstig ek my sonde opneem. Kom ons verduidelik. As jy reken dat sonde iets is wat onder 'n mat ingevee moet word, dan gaan jy nie vreeslik erg hê aan die krag van die kruis nie. Waarom is die kruis nodig in my lewe? Die sonde is onder die mat. Want dit is in wese wat die kruisdood van Jesus Christus is, dis die afbetaling van ons sondeskuld. Dis 'n wegneem, 'n totale wegneem van my sonde. Op hierdie dag, toe Jesus gekruisig is, buiten die Romeinse soldaat en sy 100 wat onder hom sy bevel gegaan het, staan daar, en dan kan 'n mens eintlik sê, ironies, hartseer, net 5 mense. Net 5 mense wat naby aan Jesus gelewe het aan die voet van die kruis. Die res het gehardloop, wat ook al hulle redes was. Sterk, gelowige manne het gehardloop. Van sy disippels is daar geen sprake nie, behalwe Johannes.
Wat ook al my rede is, wat ook al my verskoning is, hoekom wat maak dat daar afstand is tussen my en die kruis? Dit kan baie dinge wees, dit kan louheid wees. Louheid kan in jou geestelike lewe intree. Dit kan vir jou moeite word om 'n gelowige te wees. Of jy kan dalk nie werklik met jou sonde besef saamleef nie. Maar 5 mense is Jesus voor belangrik genoeg, dat hulle hom sal volg tot aan die voet van die kruis, ongeag die nagevolge. Vir 5 mense wat daar onder die kruis staan, doen hulle dit tot die einde toe. Waarvan, interessant genoeg, 4 van die 5 vroue was. Daardie tyd het 'n vrou in die sosiale status nie veel beteken nie. Maar hierdie vroue is vroue van krag. Maria, Jesus se ma, sy los hom nooit, tot nie eers by haar seun se sterfbed nie. Salome, Jesus se ma se suster, met ander woorde Jesus se tannie, gaan saam met haar ter versterking om te sien hoe haar seun deur die Romeine doodgemartel word. Maria, die vrou van Klopas, vir wie ons in die woord nie baie van weet nie en wie se identiteit ons ook nie 100% kan vasstel nie. En dan die disipel vir wie Jesus baie lief gehad het, Johannes, wat hierdie gebeure vir ons skryf. Dit is al wie gekom het om daar by Jesus se sterfbed te kom staan. En dan uiteindelik nog 'n vrou, Maria Magdalene. Die seun van God word nie omring deur geliefdes aan die kruis nie. As almal vir wie Jesus iets beteken het in hulle lewe, of waarin Jesus 'n radikale verandering teweeggebring het, aan die voet van die kruis moes staan, sou daar op daardie dag nie plek gewees het om Jesus Christus op Golgotha te kruisig nie. Waar is Jairus? Waar is Petrus? Waar is Saggeus? Waar is al die blindes, die stommes, die lammes? Waar is die man by die bad van Bethesda? Net 5 mense doen moeite om by die sterfbed van die seun van God te staan. En in ons lewe vandag is dit amper 'n ding geword. As daar 'n sterfbed is, moet jy kom. Die fone word warm gebel. Mense moet ry en mense moet vlieg as jy jou geliefde nog lewend wil sien vir een laaste keer. En dan jaag ons. En dan vlieg ons om by daai sterfbed uit te kom. Maar vra jouself die vraag af: sou jy dit vir Jesus Christus gedoen het? Die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra is: as jy in daardie tyd geleef het, sou jy een van die 5 gewees het op daai Vrydagoggend? Sou jy alles gelos het om te sê my verlosser is op sterwe? Hy is vir my genoeg werd om daar te wees. Dalk moet ons vra, wat is die goed van ons in ons lewe, en dan ondersoek elkeen onsself wat ons potensieel op 'n geestelike vlak van die kruis weghou. Vir die disippels was dit vrees. Vrees kan dalk in jou lewe die rede wees. Moedeloosheid, angs, 'n besige leefstyl, baie besittings, 'n verslawing, vir baie 'n onwaardige gevoel en die gevolg daarvan, ek kan nie naby hom wees nie want my sonde is te veel. Dit is ook verkeerd. Maar dit is juis ons sonde wat ons nader aan die kruis behoort te trek. En vir een so 'n persoon wat daar rondom die kruis dit besef het, is Maria Magdalene, 'n Hebreëse vrou, 'n doodgewone Hebreëse vrou met 'n doodgewone Hebreëse naam, Maria, die mees algemene vrouenaam in daardie tyd, uit 'n doodgewone vissersdorpie Magala aan die weste kant van die see van Galilea. En tog is daar min gelowiges deur die eeue wat Jesus met soveel oorgawe gedien het as Maria Magdalene. Haar naam word 14 keer in die Nuwe Testament genoem. Dis meer as baie van die disippels se name. Dis nie 'n vreemdeling vir ons nie. Almal het al van Maria Magdalene gehoor.
Meer as enige ander vrou, behalwe Maria, die moeder van Jesus, is hy die tweede bekendste vrou in die Nuwe Testament. Elke evangelie praat van Maria Magdalena. Elke evangelie verkondig dat Maria Magdalena aan die voet van die kruis gestaan het. Elke werk en handelinge wat Lukas geskryf het, getuig van die werk van Maria Magdalena. Maar waar kom sy vandaan? En wat het sy gemaak? Wat het gemaak dat sy Jesus met soveel oorgawe in haar lewe begin dien het, dat haar lewe gegaan het van waar dit was tot by die voet van die kruis? En nou, moenie van jou stoel afval as jy gaan hoor wat ek volgende gaan sê, want jy gaan skrik. Maria Magdalena was 'n satanis. Maria Magdalena was 'n satanis voordat sy Jesus Christus leer ken het. Jy het reg gehoor. Jou idee van wat 'n satanis is in vandag se tyd is dalk om dalk 'n kat te slag of iewers 666 op 'n bord te skryf of iets. Dis nie wat dit was. 'n Satanis is iemand wat nie aan God gehoorsaam is. Jy het een van twee opsies. Of jy's aan God gehoorsaam, of jy's aan die duiwel gehoorsaam. En as jy aan God gehoorsaam is jy 'n Christen. As jy aan Christus gehoorsaam is jy 'n Christen. As jy aan Satan gehoorsaam is jy 'n satanis. Hoor jy die ooreenstemming? Dan lees ons dat in hierdie vrou nie net een demoon is iets wat Satan uitstuur, 'n gevalle engel om sy werk te doen, mense gevange te neem sodat hulle sy wil kan uitvoer. Nou sy het nie net een demoon rondgedra nie. Sy het 7 demone rondgedra. En iets hiervan lê daar ook 'n bietjie simboliek, want 7 is die volmaakte getal. Met ander woorde, al het sy 7 demone in haar gehad, staan daar ook sy was onder totale leiding van die Satan. Sy's 100% deur die Satan beheer. En nou laat ons onsself mislei om te dink daar is vandag nie meer so iets soos demone nie. Hoekom? Want die wêreld waarin ons leef vandag maak demoonvervulling of om agter 'n demoon aan te loop sagter. Ons dink by onsself, ons is baie meer gesofistikeerd as daai klomp fossiele wat in die Bybelse tyd geleef het. Kyk hoe ons ontwikkel. Kyk hoe ons tegnologies. Daar kom ons nie demone in vandag se mense bly nie. Jy sal verbaas wees. Sal verbaas wees om te sien wat die samelewing al gedoen het om die werk van demone onder ons in hierdie wêreld totaal en al te versag. As jy dink 'n mens is bestand teen 'n demoon, hoekom bid Jesus? Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En hy kon self nie versoek word nie. Hy het self vir 40 dae en 40 dae die Satan weerstaan. Maar tog bid hy dit, want dit is so belangrik. Want die verleiding en die versoeking om onder die beheer van 'n demoon te kom vir ongelowiges is maklik. Ons sien dit in 'n paar voorbeelde. Die wêreld versag die demoon van Mammon. 'n Persoon in wie se kop net aangaan die wêreldse, wat net aangaan my besittings en wat ek het en my geld. En dan sê die wêreld, kyk hoe gedrewe. Kyk hoe gefokus. Maar uiteindelik is dit aanbidding van Mammon. Selfde geld vir 'n verslawing. As daar gesê word, maar hierdie ou sukkel met 'n verslawing, dan is dit die demoon Bacchus wat sy werk doen, besig om daardie persoon se lewe te ruïneer. En dan sien ek nog 'n stukkie van Maria Magdalena in myself, wat roep tot bekering, wat roep tot smagting na die voet van die kruis Jesus Christus, wat hierdie goed uit my lewe kan dryf. Dieselfde geld vir pornografie. Dieselfde geld vir sport en hierdie afgodstempels wat op 'n Sabbat vol gepak sit, en dan is ek ewe skielik te moeg om Sondagoggend die erediens by te woon. Daar is nog so baie demone in die werk in die tyd
van vandag as wat daar was in die tyd van Maria Magdalena. Jesus sê in Johannes 8 vers 34, voorwaar, amen, amen. Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is, met ander woorde gebind is aan die sonde. En 2 verse later, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Dalk het jy 'n smagting vanoggend. Jy het alles wat jou hart begeer. Jy sukkel dalk met een of ander verslawing. Daar's so groot leeg gat binne in jou en jy weet nie hoe om dit te vul nie. Hier's die antwoord. Hier kom die antwoord vir jou vanoggend deur Maria Magdalena, deur die Seun van God. As die Seun julle dan vrymaak, sal julle werklik vry wees. En dit is wat Maria Magdalena in haar lewe beleef het. Dit is wat jy kan en mag beleef as jy bereid is om te bely en te identifiseer. Deur watse demoon probeer Satan my gedagtes in versoeking bring om my lewe vir Jesus Christus te ruïneer. Maria Magdalena het geproe hoe dit proe om werklik vry te wees in Jesus Christus. En dink jy sy wou teruggaan? Dink jy toe daai 7 demone uit is, sy het gesê, weet jy wat, die vryheid van Jesus Christus is nie beter as julle 7 nie, kom terug. Nee. Sy weet wat dit was om 'n slaaf van die sonde te wees. En nou weet sy ook hoe dit voel om vry te wees. En haar keuse is gemaak. Meer as dit, sy het die een wat die vermoë gehad het. Daar is net een wat die vermoë het om jou vry te maak. En dit is Jesus die Christus. En nou sien ons in daai 2 verse wat 'n enorme sprong daar plaasgevind het in die lewe van Maria Magdalena. Om van demoonvervuld na geesvervuld te gaan. Geen meer oorheersing van die Satan se magte in haar lewe nie. Geen vrees en angs meer nie. Dis interessant dat die oomblik toe die demone uit haar is, toe het sy die krag as vrou in daardie tyd, binne in daardie kultuur, om saam met Jesus na daai kruis toe te stap, al beteken dit 'n Romein kap haar kop ook af by daai kruis. Geen angs meer, geen vrees meer, maar waarlike hemelse shalom, hemelse vrede, hemelse vreugde, hemelse liefde, het haar gedagtes en haar hart begin oorheers. Hoe kan ons as gemeente nie met oorgawe wil lewe vir die een wat ons totaal en al kom vrymaak het? Daar's net een ding wat tussen jou en die voet van die kruis staan. En dit is wat Maria Magdalena opgegee het voordat sy by die kruis kon uitkom, en dit is trots. Almal ken haar verlede. Dit was op publieke rekord. As Maria Magdalena in Magdala waar sy vandaan kom of in Jerusalem rondgeloop het die mense gesê, daar loop Maria Magdalena, die dit en die dat en die dat. Almal ken haar sonde. Sy het nie 'n geskiedenis of 'n verlede om op trots te wees nie, dis publieke rekord. Maar die meeste van ons se sonde is in die geheim. Maria se nie. Almal het geweet. En hierdie vrou is daar 7 demone wat haar lewe beheer. Dit sou al wat 'n dagblad gehaal het in daai tyd. Dalk nie meer vandag nie, want die goddelose media skryf nie meer vandag oor Jesus Christus nie. Dalk in daardie tyd sou dit die dagblad gehaal het. Toe Jesus haar daardie dag in Lukas 8 vers 2 gesond gemaak het. Sy het nie nodig gehad om alles te probeer wegsteek nie. Sy het nie sonde onder die mat ingevee nie. Sy kon Jesus aanbid en dien met alles in haar. Alle geraamtes uit die kas geval, selfs die laaste beentjie. Al haar vuil wasgoed is op die draad opgehang vir die publiek om te sien. Alle selftrots is doodgemaak. Hier staan ek, Maria Magdalena, met 'n verlede op waarop ek nie trots is nie, maar met 'n toekoms wat vir my die ewigheid waarborg.
Sy het geen beeld om in die publiek meer voor te hou of te beskerm nie. En dit is dalk ook een ding wat ons weghou van die voet van die kruis. Ek moet my sogenaamde beeld of status voor mense gestand doen. Wat sê Jesus vir die 12? Toe hulle eie beeld so hupstootjie probeer gee. Vir Jesus probeer beïndruk met hulle redenasie vermoë oor hoekom hulle eendag die belangrikste in die koninkryk gaan wees. Matteus 9:34. Hulle het op die pad gepraat oor wie die grootste is. Toe hy gaan sit het, is vir my die mooi woorde wat hy toe hy gaan sit het. Dit is asof hy net so 'n bietjie kalmte onder hierdie 12 wil bring wat hulle eie egos nou so aanblaas. Toe hy gaan sit het, rustig geword het, sê hy vir hierdie 12, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. Die persoon wat met 'n oop sondebelydenis leef, soos Maria Magdalena na haar bekering, raak nie in gesprekke betrokke oor wie die grootste is nie, want hulle gee nie regtig om nie, want dis nie die belangrikste ding nie. Maria het een doel voor oë gehad, soek allereers die koninkryk van God. Sy is van die kruis af, ewe skielik, daar was 5 aan die voet van die kruis, ewe skielik word die 5 net 3, want tussen die kruis en die graf raak nog 2 verlore. Daar was net 3 gelowiges deur die eeue heen, wat Jesus se liggaam van Golgotha af tot by die kruis van die tuin van Josef van Arimatea gevolg het. En hoor wat sê Markus nou vir ons. Interessant dat al 4 evangelies saampraat. Markus 15:47, en Maria Magdalena en Maria die moeder van Jesus het gesien waar hy neergelê word. Sy word die een van 3 gelowiges, buiten Maria sy eie ma en buiten Josef van Arimatea, word Maria Magdalena een van 3 gelowiges wat die graf se presiese posisie kon uitwys. En dis belangrik, want Matteus 27:61 sê, en Maria Magdalena was daar, en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. En nou bevestig Lukas ook wat daar staan. Lukas 23:55, en toe die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het ook gevolg, en die graf gesien, en hoe sy liggaam neergelê was. En nou vertel Johannes hoofstuk 20 vers 1 vir ons die verhaal van Maria Magdalena nog verder. En op die eerste dag van die week, naamlik die Sondag, het Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf. En sy sien dat die graf se steen weggeneem was. Ons moet net 'n bietjie vir 'n oomblik fokus hier op die kultuur van daai tyd. Vir 'n vrou om in die nag, wat nie eers van Jerusalem afkomstig is nie, te hardloop om na die graf toe te gaan kyk, het verskriklik baie oorgawe, verskriklik baie geloof gevat. Wat doen sy? Sy hardloop terug en gaan sê dit vir Simon Petrus en die ander disippels. En dan kom hulle saam met haar graf toe in vers 10, en dan staan daar eintlik half die hartseer. Toe die disippels sien dat die graf oop is, het hulle half so die houding, maar wat ook al. En daar staan en hulle het weer huis toe gegaan, maar wat het Maria Magdalena gaan doen, vers 11, sy het buitekant die graf gaan staan, en sy het geween. Sy het geween. So almal op skool het hierdie vergrotende, oortreffende trap en al hierdie goed. As huil die algemene stelling is, dan is ween die oortreffende trap. Jy huil intensief. En wat nou volgende gebeur? Ewe skielik verskyn 2 manne met wit klere aan haar. En hulle vra vir haar, vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het.
En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy agtertoe en sy sien vir Jesus staan. Sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en sy antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê net vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. En ondervind net hierdie vir oomblik. Jesus sê vir haar, Maria. En sy draai haar om. Sy herken hom en sy sê, Rabboni, Rabboni, my meester. Jesus sê vir haar, gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader. Ek gaan na my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels vertel dat sy die Here gesien het, en dat hy vir haar gesê het, kom sê dit vir julle. Die demoongevulde Maria Magdalena word die eerste getuie van die opgestaane Jesus Christus. Al het 'n vrou se woord in daardie tyd absoluut niks beteken. Dit is nie haar woord nie, maar die Gees se woord. Dit is die krag van die kruis. Dit is hoe Jesus ook jou lewe wil en sal kom verander van vanoggend af, want daar staan in 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die krag in jou lewe is die kruis. En dit is wat Maria Magdalena beleef het. Sy staan op daardie dag aan die voet van die kruis en sy weet dat haar karige opofferingkies om te beweeg van kruis na graf en terug Jerusalem toe na die disippels toe, maar 'n fraksie van die prys was, wat het haar Rabboni, haar meester, Jesus Christus gekos het, om haar van haar demoonlike lewe te bevry. Sy sien letterlik voor haar oë hoe die prys vir al haar sondes afbetaal word. En daarom, geliefdes, laat ons nie oordeel. Laat ons nie oordeel nie. Die krag van die kruis is so sterk, dit breek 'n Romeinse centurion. Die krag van die kruis is so sterk, dit breek 'n demoonvervulde lewe. Kan met enige iemand gebeur. As die Gees van God in jou inkom, sien jy net demone spat. Want verlossing is 100% gratis, is verniet, is uit genade alleen. Maar vir God die Vader was dit peperduur. Dit was die lewe en die bloed van sy eie geliefde seun. Maria Magdalena, die vrou wie se lewe besaai is met verskriklike sonde, met baie pyn, met hartseer, besef daar aan die voet van die kruis, toe haar Rabboni sy laaste asem uitblaas. Nie net aan ander, soos die katekismes sê nie, maar ook vir my. Laat dit vir jou insink. Staan langs Maria Magdalena vanoggend by daai kruis. En as jy Jesus sien sy laaste asem uitblaas, dan sê jy dit vanoggend vir jouself, nie net vir ander nie, maar ook vir my. Mag ek vanoggend besef, dat daar klein bietjie meer van Maria Magdalena aan my is, as wat ek wil erken. En mag Jesus my lei, na waar hy Maria Magdalena gelei het, na die skaduwee van die kruis toe. Die kruis waaraan hy vir haar gesterf het. En nog verder, die oop graf. Daar in die oop graf mag jy beleef en ervaar van Jesus wat sy beleef en ervaar het. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sy sê vir hom,
Rabboni. Dit beteken meester. Jesus sê vir haar, gaan sê vir my broers, sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. Waarlik, ek is Maria Magdalena. Amen. Vader in die hemel, verskriklik dankie vir die krag van die kruis. Verskriklik dankie vir die 5 mense wat daar aan die voet van die kruis gestaan het, wat naby aan Jesus geleef het. Dankie vir die lewe en die voorbeeld van Maria Magdalena, 'n demoonvervulde wat oorgegaan het in die kragtigste geesvervulde wat deur U gebruik word as die eerste getuie van die opstanding van U seun Jesus Christus. Maar meer as dit alles, verskriklik dankie vir U seun Jesus Christus, wat aan daardie kruis gesterf het. Want as daardie kruis op daardie dag op Golgotha leeg was Maria Magdalena se geloof te vergeefs. Was Maria sy moeder, Maria die vrou van Klopas, Salome, Johannes die disipel vir wie Jesus verskriklik lief gehad het, almal van hulle se geloof te vergeefs. Maar aan daardie kruis roep U seun uit, my God, waarom het U my verlaat? Sodat hy ons die versekering kan gee. U sal ons nooit verlaat nie. Nie in ewigheid nie. En Vader, dan bid ons hierdie gebed in lyn met die prediking en in lyn met Jesus Christus en wat hy ons leer. Laat ons nie in die versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.